seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, waar u weer saam met ons kuier, saam met my, Andries Besuidenhout by ons program, Jesus doen dit weer. En weet jy, vir my beteken dit soveel, wanneer ons luister na ander boeties en sissies se getuienisse, en wanneer ons bid vir mekaar, en ons sien hoe breek daai deure oop, hoe breek daai kettinge af, dan is dit vir ons net eenvoudig om uit te roep en te sê halleluja, want daardeur verheerlik ons God deur ons getuienisse. Moenie stil bly nie, ek wil vir julle vra daar buite, moet nooit laat iemand julle stil maak oor julle getuienisse nie. Dit wat God vir julle gedoen het, wonderwerke wat deurgekom het. En vandag is dit weer vir my 'n groot voorreg om 'n medesissie in die Here saam met my te hê, waar sy vir ons gaan vertel wat die Here met haar gedoen het in haar lewe sover. En werklik, sy gaan vir ons stug, sy gaan vir ons bemoedig daardeur. So geniet dit saam met ons. My sissa, Hanlie, baie dankie. Dankie vir jou tyd wat jy opgeoffer het om nou vir ons te kom vertel hoe groot God is. Hanlie, jy kan die kykers groet. Goeiedag almal. Dis regtig my voorreg en ek wil wat ek hier gaan met julle deel, ek wil alle eer aan die Here sê, want aan hom is al die lof en die eer. En as ek dink waar hy ons kom uithaal soms en wat hy ons, waar hy ons vat en wat hy ons leer, ek besef net, daar's nie 'n groter genade as sy genade nie, en 'n liefde as sy liefde nie, en daar's niemand onbereikbaar vir hom nie. Amen, amen. So, Hanlie, nou trek vir my weg. Ek wil hê, waar het, ek weet so bietjie van wat ek te doen gehad het met jou familie als in die verlede. Jy het in 'n Christenhuis groot geword. Weet jy, Pastor Andries, ons het die Here geken. Ja, die Here, hy was God. Jesus, ons het Bybels, my maat was Bybelstories gelees, maar ons ouerhuis, ons was nog nooit as 'n familie in 'n kerk hê. My ouers het nie kerk toe gaan, behalwe begrafnis en troue, en my pa was nie betrokke regtig hy was nie betrokke by in sy huis nie. My pa het gehou van kuier en hy het baie gedrink, en dit was soms moeilik in ons, en ek dink dit was my ma baie moeilik, maar vir ons ook as kinders, want daar was nie stabiliteit nie, maar die Here, soos ek sê, genade is groot, want as ek 'n dag terugdink en terugkyk, en dan besef ek hoe hy familie rondom ons geplaas het. Ja. Ek is die oudste, ons is 6 kinders, en as ek is die oudste, my broer is die jongste, en as ek baie sy stories luister, dan besef ek hoeveel hy meer deurgemaak as ek, want ek was meestal weg van die huis, soos ek sê, familie, het my en my sussie, Suzette, sy altyd kom haal, my oom en my tannie, hulle het nooit, my ma se broer en suster, hulle het nooit getrou nie, en hulle het na my ouma en oupa later gekyk, en ons het soort van, soos hulle kinders geraak, en hulle het ons gereeld, elke naweek was ons by hulle, skoolvakansies was ons by hulle, so het my pa se familie, my pa se suster, amazing vrou van die Here ook, en sy het ons, ek het baie by haar ook gaan kuier, en so het die jare aangestap, en ek onthou op laerskool, ek was altyd, met my eie kinderkrans toe gegaan, dit was my, 'n skierige tyd altyd gewees, want ek was mal oor die stories wat ons kinderkrans juffrou vertel het, en later jare, ek bedoel, jy gaan sondagskool toe, so enige kerk groot geraak, so jy gaan sondagskool toe, en katekaseer later, en ek onthou, as gevolg van my pa wat nie daar was soos hy moes nie, en ek dink ook in 'n mate die verleentheid wat het geskep het, want hy was ook 'n afslaer, so ons het verskeie dorpe, hy het stadium van Bolandbank daai tyd, en so ons het verskeie
dorpe gebly, of hy het maar 'n jaar, partykeer na trek ons na volgende dorp toe. So ek was meer as een skool gewees. En ek onthou, soos ek ouer raak op hoërskool, was dit vir my moeilik geraak. Van ek het hom gemeet in ander paas, en ek het begin kwaad raak. Ek kon nie verstaan, hoekom kan hy nie, want ek wou so graag 'n pa gehad het. Hoekom kan hy nie dieselfde pa wees as wat van my vriende? Ek het na hulle paas gekyk, en so het ek ook natuurlik nooit close vriende gemaak nie, want ek wil nie iemand na my huis toe nooi nie. So ek sal ook nie na hulle huis toe gaan nie, want dan beteken ek moet ook nooi. En ek onthou in standaard 7 spesifiek, ek het gekies om koshuis toe te gaan. Want as ek weg van die huis, en ek onthou in standaard 7 jaar, hoe ek doelbewus die Here begin soek het. So ek het gedink, weet, as jy kerk toe gaan, dit maak jou 'n goeie mens. Verstaan jy? So ek wil 'n goeie mens wees. So ek het doelbewus kerk toe gaan, so sonnaandoggende, middag, aande, en ek was by my katkesasie, en so, is stand 8 gesik toe van, ek was op Montekendik skool gewees in die koshuis, en toe ek stand 8 hoërskool Stellenbosch toe, ek is daar in die koshuis, en in my standaard 9 jaar, skielik uit die blou, het ek 'n absolute woede begin ervaar. So 'n geweldige woede wat het my begin verteer het. Die woede wat uiteindelik uit haat het begin kom. Ek het nie besef haat was besig om te broei in my hart nie. En ek het my pa gehaat. Ek het hom gehaat omdat hy nie my pa was vir my nie. Ek het hom gehaat omdat hy nooit daar was nie. Ek het hom gehaat omdat hy nie geen betrokke by my lewe was nie. Ek het hom gehaat vir die verleentheid vernedering wat hy in my lewe veroorsaak het. En jy weet, dit wat jy mediteer, begin 'n stronghold raak, en die Jesus waarsku ons, maar omdat ek nie woord geken het nie, het ek ook nie dit geweet nie. So, en die haat het my begin oorneem, rebellie het begin inneem, en ek het self nie eens geweet wat aangaan nie. Ek het nie besef wat die oorlog hier in my wat in die gang was nie. So, en ek onthou, ek het soos in geen skoolwerk begin doen nie. Ek het met my gunsteling onderwyser argumente begin aanknap. Hy was 'n kind van die Here, en ek dank die Here daarvoor, want hy het soveel geduld met my gehad. En daardie wintervakansie, my tannie het uit die NG Kerk gegaan, sy is Pinkster PPK toe daai tyd, en die Here het haar werklik aangeraak, en sy nooi my toe na die kerk het toe 'n wintervakansie, waar hulle die skoolkinders toe nou na kamp toe, en ek sal enige kamp doen, enigiets, ek love kampe, enigiets om die huis te gaan nie, so ek het kamp toe gegaan, en daar het Jesus my kom aanraak. Wow. Ek was altyd die tipe van 'n dromer, maar ek wil drome is maar nie drome. Ek het nie 'n waarde daaraan geheg nie. En daai een aand in die kamp, by die kamp, het ek gedroom. Ek weet ek het gedroom, maar ek kon nooit die droom heeltemal onthou nie. Maar ek kon weet in daardie droom het iets gebeur. Iemand was by my en iets het gebeur. En die volgende dag opgestaan, aangegaan, en skielik het ek besef, ek voel so lig soos 'n veer. Dit is soos 'n swaar las van my skouers afgelig was. En soos ons begin loof en prys het, en deur die dag het ek, ek wil ons nou die gewone kamp goed doen en so aan, het ek 'n liefde begin ervaar, wat ek nie kon beskryf, iets wat ek nie geken het nie. 'n liefde wat soos ek het almal lief gehad. Wow. Soos 'n liefde wat dit my lig gemaak. En ek onthou, ek het besef ek het my pa lief. En ek het besef hoe lief ek hom het. En selfs, ek was in koshuis, soos ek sê, op daai stadium, en daar's 'n paar koshuismaats wat ek nie so baie indruk mee was nie. En ek het selfs 'n geweldige liefde vir hulle ondervind, en terug van na die kamp, en ek het besef, Jesus het letterlik my hart kom genees. Hy het letterlik die haat en die woede uit my kom haal, want hy het besef, ek was op soek na hom, en
En ek weet Jesus ek het nie besef wat gebeur het met my nie. Dat die seer in my hart, die seer van 'n pa wat nie daar was, die vand dit begin gebruik het om haat in my te kweek. En ek het nie besef wat ek besig was om te mediteer die hele tyd op nie. In elk geval, ek het dit gevolg gehad, ek was so ver agter met my skoolwerk. Ek het gegaan na my onderwyser, spesifieke een onderwyser het my, en ek het vir hom gesê, ek is so jammer, en ek het hom vertel wat gebeur het, en hy het dadelik verstaan, en die Here het my miraculously gehelp om al my skoolwerk op datum, ek het so 'n fokus gehad, om al my skoolwerk op datum te kry. En ek onthou, soveel koshuismaats het my gevra, Hanlie, wat het gebeur met jou? Wat gaan aan? Jy lyk anders, jy blink. Hanlie, is jy verlief? Nee, ek het nog nooit 'n boyfriend gehad. Ja, so dis wat ek te sê. Ek sê ja, ek het Jesus ontmoet. Maar ek het nie vreemd genoeg, daar was geen leiding verder nie. So, ek is in die NG Kerk, ek het gekatekiseer daai jaar, en ek onthou, so die lewe gaan aan, en die Here, maar dit was altyd thema, laat ek onthou daai jaar, spesifiek omdat ek het skielik 'n vrees ontwikkel, toe, 'n vrees dat ek was graad 11, staan in 9, ek gaan dop, en hierdie vrees het my begin oorweldig, en een aand, onthou ek in 'n droom, toe kom 'n man na my toe, en hy sê vir my, Hanlie, moenie bang wees nie, jy sal nie dop nie. En die vrees was weg, soos in geheel en al weg. En ek onthou, ek het my eksamens, en ek is deur, en ek is toe matriek toe, en so die lewe aangegaan. En in my matriekjaar het ek Stefan, my man, ontmoet, en hy raakte my alfa en my omega. En die Here moes my later leer, hy is nie. Maar dit was die eerste keer wat ek iemand so lief gehad het. Ek het, en ek het, voor ek nog 'n bietjie terug gaan, ek het my pa ook geskakel, na terug van die kamp af gekom het, en net vir hom gesê, ek is lief vir hom, dat hy dit net moet weet. En, fast forward weer, soos ek, later jare, toe ek is Stefan getrouwd is, en ek het nou net vroeër vir jou gesê, vandag die 18e, was 39 jaar terug wat hy nou massieve ongeluk was. En vreemd, ek het nooit een dag gedink, hy sal dit nie maak nie. Dit was nooit 'n gedagte nie, soos nooit nie, alhoewel ek, vandag as ek terugkyk, en ek weet wat alles gebeur het, en hoe hy gelyk het, ek dink dat iemand in 'n motorfietsongeluk het, sy been met gebreek is, maar ek het hom nie herken toe hy uit die theater uitgestoot is, ek het nie geweet dit Stefan nie. Hy was onherkenbaar. Hy was so opgeswaal, hy het geen gesigvorm gehad nie. En ek was swanger, ek was 'n week voor, was 'n Woensdag wat hy die ongeluk gehad, en die volgende Woensdag sou Stefan, ons oudste seun, gebore gewees het. En ek het hom dus toe nou, in die week, daai spesifieke week was hy intensief, en so ek was maar dag en nacht daar by sy bed gewees, en met Stefans geboorte, dit het ook 'n impak op hom gehad, op die ongebore baba, maar kom ons fast forward nou, dat ek wil nou 'n bietjie verder aangaan, so die jare aangestap, en ons het later jare hierdie kant toe getrek, en kom ek gaan 'n bietjie terug weer, so daar was 'n stadium met ek en Stefan, het al die goed wat gebeur het, ons het huweliksprobleme gehad, en ek het uiteindelik by my ma gaan bly, en ek onthou eendag spesifiek, en ek wil Here sê, ek en hy sou deurgekom met Kaap toe, en ek onthou eendag, en ek sê vir die Here, ek het gewag vir hom, en ek geweet, daar was self nie selfoon nie, en ek het gewag vir hom, en ek het gedink, Here, moet ons nou ry, moet ons nou nie ry nie, en ek onthou, die stem moet duidelik vir my sê, wag, hy kom. En dis nie 'n paar sekondes later, toe kom hy om my draai, en fast forward met 'n paar jare weer later, soos ons van Woester af getrek Kaap toe, die strand toe ons hier, ons kom hier vestig, en hoe die vyand,
weer 'n keer Stefan se lewe deur longontsteking. En ek onthou daai urge in my, daai wat die Here vir my sê, ek het nie besef as Here, vandag weet ek, dat ek moes hom hospitaal toe vat, daai dag spesifiek, dat ek moet hom, want as het 'n paar keer dokter toetse, x-rale, ek kan nie agterkom nie. En daai dag was so swaar, ek moes hom vat. En ek bel ons huisdokter, ek sê, ek moet hom bring, iets is nie reg nie. En hy stuur ons direct na internis toe en hy het hom dadelik opgeneem. Dit was eers, hulle het nie geweet of hulle hom gaan deurtrek nie. Hy het die gevaarlike longontsteking gehad, wat hulle het nie geweet of die antibiotika, die drip, dit betyds genoeg sou. Alhoewel ek het geweet, ek het net geweet, ek het hierdie absolute vrede gehad, het geweet, hy sal oké wees. Hey. En so het die Here met Stefan begin werk en hy het Stefan het hom begin soek, en so die Here vir Stefan gewys, hy is werklik. Hy is regtig werklik. Hy is nie 'n God wat daarbo is en ons is hier nie. Soos ons, ek dink dis wat deel religion doen. Weet, God is daar en ek is hier. Jy besef nie, God is hier by my nie. God, yes, hy is omnipresent, hy is oral. En wanneer ons hom innooi in ons hart, leef hy in ons. Die Here sê, you are seated two places. Jy by hom en hier. En hy en die Vader kom woon by ons. En so het die Here my, tot so Stefan begin, kerk, hy het spesifiek toe nou begin meer soek ons uit die NG Kerk, en begin, hy wil 'n bietjie rondbeweeg en kyk, hy soek die Here, toe nou. En op daai stadium met die Here om by die Pages, en hy het begin Bybelskool loop, en die Here het hom, ons so geleer, ons het selgroepe begin. En ek onthou, hoekom ek het nou spesifiek, want ek onthou een spesifiek aan, die Here het Stefan, ek het nog baie seer in my hart gehad, wat ek net, jy weet, mens gaan aan, so jy sit 'n prop op, en jy deel nie met dinge nie, jy dink is okay, hy is nie, dis omdat jy nie deur dit gewerk het nie, dink jy net, omdat as jy 'n prop op het sit en jy gaan aan, dink jy nie meer aan die probleem is weg, maar die probleem is nooit weg nie. So, en ek onthou een aand by selgroep, en spesifiek, die een vrou, kom na my, en so amazing hoe die Here iemand gebruik, wat my eerste werk, my baas, sy vrou was, en hoe sy na my toe kom, en sy vir my sê, Annelie, op daai stadium dat ek ook, ek en Stefan, Stefan nie, maar Stefan het opgehou, maar ons het al twee gerook op 'n stadium, Stefan het begin rook, ons nooit rokers nie, hy het begin rook, ek kom uit 'n familie wat rook, so, ek het ook toe begin rook, en toe ek, toe Stefan het opgehou heeltemal, maar ek kon dit net nie preek nie. En Stefans, en ek het hierdie skuldgevoel, hierdie conviction, nie conviction nie, dit is condemnation, was het. Want ek het onthou het ook agter by ons huis gaan sit, en huil, ons Here, help my, ek wil nie dit probeer, maar hoeveel keer het ek probeer, en ek kry dit nie reg nie. En sy kom na my toe, en sy fluister in my oor, en sy sê vir my, die Here wys my, jy rook. Sy sê, die Here sê, ek moet vir jou sê, hy sal die beregte tyd van jou wegneem. Jy moet jou fokus op hom sit. En dit het so 'n las van my afgehaal, want jy weet, ons het groot geraak, die kerk, die goed wat jy kan sien, die drink en die rook, en nou ons was nooit drinkers, maar die rook, ek bedoel, dit is mos nou nie reg nie, nee. En ons weet dis nie reg, jy is nie gesond vir jou nie, maar ek bedoel, Jesus sal ons nooit condemn of laat voel dat ons het nie 'n kans nie, ons is so val, ons kan nie in sy teenwoordigheid kom nie, maar die vyand sal ons so laat, hy sal ons condemn. So die Heilige Gees convict ons, ek weet wat Afrikaans daarvoor is, hy help ons, hy lei ons, maar toe Jesus dit vir my sê, toe leer ek iets daar, daar sekere goed, wat ek nie, ek kan eintlik niks op my eie doen nie, maar dat ek het Jesus nodig om deur
dit te kan kom. Ek kan nie dit op my eie doen nie. So het ek my fokus begin op Jesus skuif. En snaaks vreemd. Ek het nie toe opgaan nie. Dit het amper sê 10 jaar later eers gebeur. Sure. Nee. Maar hoekom ek dit vandag noem, want daar's mense wat na die Here toe wil kom, of wat, en dan is daar paddakies die kerke, hulle maak dat mense so skuldig voel, dat hulle weghardloop van die kerk af. Dis die einde. Verstaan? En dis nie Jesus in daai hart nie. Dis nie Jesus daar nie. Want Jesus trek ons nader. En hy genees ons. So, hoe meer ons fokus op Jesus sit, hoe meer ons na hom toe, ons fokus op hom sit en sy woord begin lees. Want sy woord is ook wat ons vry maak. So meer begin hy ons leer. Ja. En vrymaking kan begin gebeur. Maar ons is dit nie so doen nie, en ons sal nooit op ons eie kan doen nie. Ons het hom nodig. In elk geval, so dit gebeur, dat ons dat die Here toe nou my begin dat in daai proses wat ek en Stefan het besluit, ons het toe ook later buiteland toe, ons het in China opgeëindig waar Stefan spesifiek wou sendingwerk doen. Ek was ons albei was by skool betrokke, maar ek was hy het meer op die sendingwerk gefokus. En hy het jou vertel van die miraculous manier wat die Here by materiaal en hy tas, ek onthou dit en vandag, dit is goed wat 'n mens geloof pa. Wat jou, yes. En soos ons teruggekom het, het ons, ek onthou daai tyd by FNP begin werk, ons by 'n bank begin werk, of Stefan het begin werk, ek is later ook daar begin werk, en toe bring die Here ons op 'n stadium met die resessie, 2009 rond, ek is nie seker, maar daar was die resessie, het ons altyd ons werk verloor. Ons het altyd so na werk. En so het ons besluit, ek het besluit eintlik, want ek wil nog altyd boer en by boerdery betrokke geraak. En het nie uitgewerk nie, ons is teruggehuis, maar toe is ons by 'n punt in ons lewe. Ons is by die punt, alles te verloor. Alles waarvoor ons ooit nog gewerk het. Ons is altyd eintlik 2 harde werkers gewees. Ek het ook in daai tyd, voor dit nog gebeur het ons ook, toe ons albei nog gewerk het ons 'n klein winkeltjie met 'n posagentskap, en my sussie het dit, ek het vir jaar daar, het ons het opgebou, en toe het ek my sussie dit gegee, sy het dit later geran, so ek was nie betrokke glad nie, ek noem dit net nou, want ek wil later terugkom daarna toe, en so die Here toe ons by 'n punt gebring waar hy ons geleer het, hy is ons voorsiening. Hy is ons Jehovah Jireh. Hy is ons Jehovah Nissi, the Lord our banner. Want ek by 'n punt gekom, jy by 'n punt kom waar jy skielik besef, dit is of 'n oorlog losgebreek het. Ons finansies was. Die enigste daai stadium was nie ons gesondheid nie, maar ons finansies, alle verhoudinge. Dit ons kinders, ons het chaos gehad van alle kante af, nee. Dit is net een aanval op die ander, en al wat my sanity was Jesus, is om te fokus op hom, en ek onthou eendag daai las, daai burden, dat jy moet maak werk, dit hang van my af om goed te maak werk, ek moet planne maak, en ek moet dit maak werk, en eendag toe staan ek in die kamer, en ek sê, Here, ek kom toe by die punt, ek sê, ek kan nie glo dat materiële dinge, om dit op kan probeer behou, jou soveel kettings kan vasthou nie, en die Here wys vir my, en om my uit my tot my punt gebring, ek sê, Here, as dit U wil is, laat ons huis behoue bly, maar as dit nie U wil is, maak dit nie meer saak nie. Dit maak regtig nie meer saak nie, want op daai stadium was ons al gesammens, ons was agter met paemente, en ons voertuig, of my voertuig op daai stadium, was amper klaar betaal, maar ek was ook agter met paemente, en ek bedoel, dat is die enigste manier, ek moes hierdie bedrag, nie vir ons te werk nie, maar ek moet betaal. Ons spaarrekening was so ver agter. En wonderbewoner, dit water was nie afgesny nie, ons kon reëlings tref. Maar die oomblik wat ek te oorgegee het daar aan die Here, soos letterlik ons oorgee aan die Here, as dit U wil is,
Nee, dit was al vele male 'n kop oor meer as ons kop. Dit was ook vir ander mense ook al 'n dak oor die kop. Nee. As dit ewel, as dit ewel is, maak dit nie saak nie. Nee. En ek onthou daai dag, 'n absolute las. Dit is het van my skouers afgeval. En ek kon vir die eerste keer weer asemhaal. En ek het geweet, dit maak nie saak nie. Ek is los. Ek is los van materiële goed. Ek is vrygemaak. En toe het ek gevra vir die Here, gee my 'n werk waar ek nie net agter 'n lesenaar sal sit nie. Maar ek gaan werk toe uit wat die bedrag is wat ek nodig het, en ek sê vir die Here die bedrag. Dit was in Oktober, November, Desember, onthou ek begin ek moed verloor. Tyd is nou 'n faktor, en ek begin moed verloor 'n bietjie, en ek bel my tannie, ek sê vir haar, weet wat dan gaan, en sy bid saam met my, bid vir my vyf, en die Here my sal versterk, en my fokus, ek hou my fokus op die Here, maar intussen is dinge moeilik, want ons, soos ek sê, ons word aangeval van verskeie ore met verskeie dinge, en jy weet die Here moet ons vry maak as die tyd. Nee, dis, weet jy, Henry, ons gaan nou aangaan, ons tyd vir die eerste opname het nou uitgehardloop. Okay. Ek gaan vir u sê baie dankie vir die saamkuier, ons gaan met die volgende opname net aangaan, so ek groet u en ons spreek die seën van die Here oor u uit, in die naam van die Here Jesus Christus. Tot volgende keer, totsiens. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, siel van God.